sal jy vir ons bid? Ja. Dankie. Ja, manne, ons het net so, ons sluit ons hier oor. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dis met harte vol dank en vol lof laat ons U aanbid en U aanroep in hierdie aand. Here, ons wil vra dat U dit sal stil maak in ons harte vir hierdie uur of wat ons hier saam met mekaar is, Here, dat ons ook hier toegerus kan word, sodat ons dit in ons lewe kan toepas, om U te eer, om ons gesinne te eer en ons naastes te eer. Here, maak dit nou stil in ons hart, laat ons hoor dat dit U is wat met ons praat deur U woord. Sien ook vir François, sien ook die woorde van sy lippe, Here, dat ons sal U stem hoor en dat ons dit werklik sal deel maak van ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Amen. Dankie. Okay manne, welkom. Soos verlede week of 2 weke terug gaan ek die sessie deurgaan en dan na die tyd sal ons gesels. Ek rekord weer die sessie, maar weens tegniese gestremdheid van my kant af, die app wat ek verlede week gedownload het net 'n week gratis gehad het en so ek gaan vanaand net die recording download en nie die video nie. So net om te recap, verlede week het ons gekyk na die dissipline van reinheid en ons het gesien dat ons net op 2 maniere verlei kan word en dit is deur jou oë en jou ore en die dissipline wat ons as manne moet toepas is om ons oë en ons ore te beskerm en ons het gesien verlede week of met die vorige sessie met Dawid, dit is 'n proses hoe ons mislei word of verlei word en ons moet seker maak dat dit waarna ons onsself blootstel dat dit opbouend is en rein is. En dan die ankervers vir die hele reeks is 1 Timoteus 4 vers 7. Vermy goddelose en dwaase mites, oefen jouself om godvreesend te leef. En vandag kyk ons na die dissipline in die huwelik. En daar's 'n man. Hallo Lenny, welkom. En die gedeelte waarna ons gaan kyk is Efesiërs 5. Dis seker die beste gedeelte in die woord van God waaruit ons kan leer wat ons rol in die huwelik is. En die ankervers vir hierdie gedeelte is Efesiërs 5 vers 31. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Nou die rede hoekom hierdie die ankervers is dat meeste manne verstaan nie die konsep van ons sal een vlees word nie. En as ons gaan kyk na vers 32, dan sê Paulus, dit is eintlik 'n diep geheim. Nou hierdie is 'n geheim van die begin van tyd af. God het in Genesis 2 mens gemaak, en dan staan daar in vers 24, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Nou in Genesis 2 sien ons, God het die huwelik ingestel, 1 man en 1 vrou, en wanneer hulle trou, en hulle kom by mekaar, dan word hulle een vlees. En die huwelik is 'n verstommende eenheid wat Paulus beskryf as 'n diep geheim. En die diep geheim lê daarin dat 'n man en 'n vrou word een vlees. En ek en jy as manne, ons moet die geweldige diep implikasie hier besef en ons moet dit verstaan. En die realiteit is dat wanneer jy getroud is, dan is jy en jou vrou een. En julle is nie geestelik een nie, maar julle is fisies een. Die vers sê, en hulle twee sal een vlees word. Met ander woorde, die direkte implikasie wat die skrif daar vir ons gee, laat jou vrou se liggaam is nou deel van jou liggaam. En wat dit beteken vir ons is, dat dit gaan nie nou meer net oor jou nie. Jou lewe gaan nie meer net oor jou nie, dit gaan nou oor die persoon met wie jy een geword het. En dit is hoekom ons as manne dissipline nodig het in hierdie aspek van ons lewe. Want nou kan ons nie meer net aan onsself dink nie. En die mens is van nature 'n selfsugtige kreatuur, maar ek dink ons manne is effens meer selfsugtig as wat vrouens is. So dis nou net die inleiding vir hierdie hele gedeelte. So wat ek gaan doen is ek gaan vir ons hele Efesiërs 5 vers 25 tot vers 33 lees. Nou dis 9 verse wat Paulus vir die man skryf en is baie interessant. Vir die vrou skryf hy 3 verse
en vir die man skryf hy 9 verse. Weet jy, dit moet vir ons bietjie aandag daarop vestig dat daar's soveel meer vir die man te sê as vir die vrou. So kom ek lees dit vir ons. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê, so sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou met die man eerbiedig. Nou hierdie is 'n mond vol hierdie 9 verse en daar's geweldige teologies is dit baie diep. So wat ons gaan doen is ons gaan dit opbreek en ons gaan net na die belangrikste gedeeltes kyk, en die belangrikste gedeelte is vers 25 wat sê: manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nou, ek spot altyd en sê as jy 'n woordstudie wil gaan doen van die Grieks en jy gaan kyk na eie, dan beteken eie. So wat Paulus hier skryf is jy moet jou eie vrou lief hê, die dame aan wie jy trou beloof het. En jy moet haar lief hê. Nou in hierdie 9 verse word daar 4 keer vir die man gesê om sy vrou lief te hê. So daar moet obviously 'n rede daar agter wees. En die rede is, liefde kom nie vir ons natuurlik nie. En ons wil weet, hoekom dit nie vir ons natuurlik kom nie, dan moet ons teruggaan na die sondeval toe, en ons moet gaan kyk, toe Adam en Eva gesondig het God 'n vloek uitgespreek. God het 'n vloek uitgespreek oor die mens en oor die aarde, en na 3 verhoudings skibreek gelei. En ons gaan nou nie na die hele vloek kyk, ons gaan net kyk na Genesis 3 vers 16, en daar staan, vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry, met jou swangerskap baie erger maak, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. En ons gaan fokus op hierdie stukkie, na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Nou hier sit ons met elke liewe egskeiding wat nog ooit in die geskiedenis plaasgevind het, en elke liewe issue in elke huwelik. En dit is, die vrou se natuurlike inklinasie is om te rebelleer teen haar man, want dit is die vloek wat uitgespreek is, en die man se natuurlike drang is om oor sy vrou te domineer. En in eenvoudiger taal is, die vrou gaan nie haar man respekteer nie, en die man gaan nie sy vrou lief hê nie. Dis ons natuurlike inklinasie, dit is die sonde waarmee ons gebore word. En dit is ook om die Bybel nodig het, om vir die vrou te sê en te leer, wees onderdanig aan jou man, en dis ook om dit nodig is dat Paulus vir ons moet skryf, wees lief vir jou vrou. Nou soos ek nou gesê het, ons kan baie tyd spandeer in hierdie 9 verse, daar's baie teologie in hierdie 9 verse, maar ons gaan net na die basiese aspekte kyk, en in Engels, en ek is seker Karel sal na die tyd vir ons vertel daarvan, daar's 'n boek wat geskryf is, Love and Respect, en dit is die balans in enige huwelik. Die balans tussen jy wat jou vrou lief het, en sy wat jou moet respekteer. En dis die middelpunt, en dis waarvoor ons moet strewe, om lief te wees vir ons vrouens, en ons vrouens moet dan strewe daarna om ons te respekteer. So die opdrag is, wees lief vir jou vrou. Nou, ons kan nou die vraag vra, wat is liefde regtig? Want daar's 2 tipe liefdes, daar's 'n wêreldse liefde, en dan kry ons 'n Bybelse liefde. Nou, wêreldse liefde is gebou op termes wat op jou gebaseer is. Wanneer jy wêrelds lief is vir jou vrou, dan gaan dit vir jou wat jy uit 'n huwelik uit kan kry, en wat jy uit die ander persoon uit kan kry. So, wêreldse liefde is gebaseer op jou begeertes en jou behoeftes, en Bybelse liefde is die teenoorgestelde. Bybelse liefde is altyd gebaseer op die ander persoon. Altyd. In enige verhouding. Vriendskapsverhouding is die liefde wat daar tussen vriende is altyd gebaseer op die ander persoon, en net so in die huwelik ook. Met ander woorde, Bybelse liefde, daar's altyd opoffering in Bybelse liefde.
As jy lief is vir iemand anders, dan gaan dit jou iets kos. En daai koste is nie iets, daai iets wat ek sê, dit gaan jou iets kos, is nie geld of goeders nie, dit is jouself. Dink aan Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En dit is wat ons hier in Efesiërs sien, daai liefde. Wat jy moet doen is, jy moet jouself vir jou vrou gee. Julle het een vlees geword, met ander woorde, alles van nou af gaan oor jou vrou in jou huwelik. En ons gaan dit opdeel in 2 dele. Ons gaan dit opdeel in opoffering en ons gaan kyk na heiligmaking in hierdie vers. En die eerste een is opofferende liefde. Vers 25 sê, manne, julle moet julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Nou, wat Paulus hier doen is, hy gee vir ons 'n kwalifisering, hy gee vir ons 'n standaard. En hierdie standaard het verrykende gevolge vir ons manne. As jy sê jy's 'n Christen, en jy het 'n begeerte om gehoorsaam te wees aan Christus, dan moet jy jouself oorgee aan jou vrou, soos wat Christus homself oorgegee het aan die kerk. Met ander woorde, en hierdie klink baie hard as mense dit vir manne sê, en manne geniet nie so geweldig om dit te hoor nie, maar nou gaan dit nie meer oor jou nie. Jou lewe gaan nou oor jou vrou. Jou begeertes en jou behoeftes kan nie nou meer vir jou belangrik wees nie. Jou vrou se behoeftes is nou jou prioriteit. Christus het homself gegee vir sy kerk tot die dood toe. En jy moet dieselfde doen. Ek en jy moet dieselfde doen. Ek en jy moet nou doodgaan vir onsself en ons moet nou lewe vir ons vrouens. Met ander woorde, jy gee nie alles wat jy het vir jou vrou nie. Jy moet alles gee wat jy is vir jou vrou. Jy moet jouself gee vir jou vrou. Nou, hierdie beteken nie dat jy nou 'n vloerlap vir jou vrou is nie. Julle sal sien soos wat ons deur die sessie gaan en soos wat ons deur die reeks gaan en as ons deur die detail begin werk, die manne wat reg kry om hierdie beginsels in hulle huwelike toe te pas, is die gelukkige manne. Hierdie is manne wat werklik gelukkig is in hulle huwelike. Wanneer manne lief is vir hulle vrouens soos wat Christus lief is vir die kerk, daai manne het 'n bevredigende huwelik. En hulle eenheid tussen man en vrou is ook sterk. So onder hierdie opofferende liefde is daar 2 onderafdelings. En ek kon nie 'n beter Afrikaanse woord kry vir suffering nie, so ek gebruik suffering, so verskoon nou maar my Engels. So die 2 dele is suffering en gebed. Nou onder suffering, ek dink almal van julle wat nou al 'n rukkie lank 'n gelowige is, weet dat toe jy tot bekering gekom het, het jou lewe nie so seer verander en nou is alles net maanskyn en rose nie. Om 'n Christen te wees beteken nie jou lewe is nou sonder enige issues nie. Gelowiges ervaar verdrukking, gelowiges ervaar verwerping, gelowiges kry seer, mense maak ons seer, ons word baie keer teleurgestel deur die mense vir wie ons lief is, mense steek ons in die rug. Hier is dalk van julle wat vandat julle tot bekering gekom het, issues by julle werk het, omdat julle geloof probleme veroorsaak by die werk. Julle het dalk al probleme ervaar met julle families. Wanneer jy die evangelie probeer verkondig, dan verwerp jou familie jou moontlik. Met ander woorde, ons gaan erge beproewinge ervaar. Die woord van God beloof dit vir ons. Nou wanneer jy gaan trou, gaan dit dieselfde wees. Jesus is nie net doodgemaak nie, Jesus het ook gelei. En Jesus lei nog steeds vir die kerk. En onthou nou, wanneer dit kom in die huwelik, gebruik Paulus Jesus en die man as 'n vergelyking met mekaar. So ons moet ons lewens gaan vergelyk met Jesus se lewens. Nou, wanneer 'n kerk afgewater word, of wanneer 'n kerk valse leringe verkondig, dan suffer Jesus. Want Jesus se naam word deur die modder gesleep, spreekwoordelik gesê. Met ander woorde, vandag nog suffer Jesus nog steeds vir die kerk. Julle almal ken die storie van Paulus se bekering. Toe hy nog Saulus was, het hy die kerk van Christus vervolg. En toe hy op pad Damaskus toe was, het Jesus aan hom verskyn in 'n lig en Jesus het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou Jesus kon vir hom gesê het, waarom vervolg jy my kerk? Maar omdat Jesus in die kerk een is,
het hy gesê, waarom vervolg jy my? En soos wat Jesus in die kerk een is ek en jy en ons vrouens ook een. Met ander woorde, ek en jy gaan blootgestel word aan teleurstellings binne in ons huwelike. Jy gaan die ups en downs van jou vrou persoonlik ervaar. Jy gaan die ups en downs van jou vrou se vroulike hormone beleef. Jy gaan jou vrou se emosies persoonlik ervaar. Jy gaan haar tekortkominge ervaar en jy gaan ook haar seer ervaar. En julle kan onthou met ons vorige sessie het ons gepraat van ons is gebore as sondaars, nê. Nou, ek hoop nie dit is vir enigeen van julle nou 'n verrassing vanaand nie, maar jy's met 'n sondaar getroud. Met ander woorde, jou vrou gaan jou teleurstel en jou vrou gaan jou seermaak. Net soos wat jy dit aan haar gaan doen. Want ons bly sondaars, al is ons wedergebore Christene. Maar jy gaan ook al vreugde ervaar. En hierdie vreugdes in 'n godvreesende huwelik is baie meer as die teleurstellings en die seer en die sufferings. En dit is wat dit beteken as Paulus sê en die Bybel sê, jy's een vlees met jou vrou. Met ander woorde, alles van jou vrou gaan jy persoonlik ervaar. Al die ups en al die downs. So onder suffering moet ons weet dat om in 'n godvreesende huwelik te wees, gaan daar beproewinge kom van jou vrou af, daar gaan sufferings kom van jou vrou af, daar gaan seer kom van jou vrou af, maar as hoof van die huis en as een vlees met jou vrou, gaan ons dit moet hanteer. Soos wat Christus dit met die kerk hanteer, so moet ons dit in ons huwelike hanteer. Nou die tweede aspek van die suffering, of 'n deel van hierdie suffering en die opoffering wat ons moet doen vir ons vrouens is gebed. En ek wil jou vra hierso, en jy hoef nou nie te antwoord nie, maar bid jy vir jou vrou? Is jou vrou deel van jou aktiewe gebedslys? Nou, ek bedoel nou nie hierso, bid jy vir jou vrou waar jy sê, ag Here, verander haar tog dat sy 'n beter mens word nie. Dis nou nie die gebed wat ek hier bedoel nie. Ek praat hier van 'n diep smeekgebed vir jou vrou vir genade van God af. Bid jy intiem vir jou vrou? Bid jy tot God vir jou vrou se begeertes, vir haar hartsbegeertes? Die begeertes wat sy uitspreek en ook die begeertes wat sy nie uitspreek nie. As jy nie intiem vir jou vrou bid nie, dan is jy besig om te sondig teenoor God en teenoor jou vrou. Want jou rol as hoof van die huis en omdat jy een is van jou vrou, jy moet vir jou vrou bid. Dit is deel van die heiligmakingsproses en ons gaan nou kom by die heiligmakingsproses. So, deel van jou dying to self is om intiem vir jou vrou te bid. En dan obviously uitvloeisel daarvan is ook intiem vir jou kinders te bid. So die volgende aspek dan van hierdie huwelik en die gedeelte wat ons in Efesiërs 5 sien, is heiligmakingsliefde. So ons het eers opofferingsliefde en nou het ons heiligmakingsliefde. Nou, een van God se doelwitte met die huwelik is heiligmaking. God gebruik jou huweliksmaat om jou te heilig. Net soos wat God jou gebruik om jou huweliksmaat te heilig. Nou, die maklikste manier om dit te verduidelik is, as jy 'n ongeduldige persoon is, dan kan ek vir jou garantie, jy is met 'n geduldige persoon getroud. En as jy jou persoonlikhede teen mekaar gaan opweeg, dan gaan jy, vanaand gaan jy duidelik kan sien, dat God gebruik jou vrou om jou te heilig, om jou meer soos Christus te laat lyk. En dan gaan ons vers 25, 26 en 27 lees. Manne, julle met julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Met ander woorde, ek en jy moet van ons al die onsuiverhede in ons, moet ons van ontslaa raak, sodat ons vrouens kan heilig. Christus is die heeltyd besig om die kerk te reinig. En ek en jy moet die hele tyd besig wees om onsself te reinig, sodat ons heiligmakingseffek op ons vrouens het. En
die eenvoudige manier om dit te beskryf is, toe jy en jou vrou getrou het julle 10-1 elkeen julle eie huise gehad, en julle het getrou en julle het saam ingetrek, en nou moes julle 2 huise se meubels in een gesit het, en 10-1 moes jy meer van jou meubels ontslaag geraak het, as waarvan jou vrou ontslaag geraak het, want sy het die huis mooi gemaak met haar eie goedjies. So ons as manne, ons moet ons selfsugtigheid hier, moet ons van ontslae raak, ons moet dit uit ons lewens uitkry. Ek skryf hier, en hierdie was met 'n spesifieke doel gewees met ons in-persoon sessie hier, so was dit gemik op een spesifieke persoon. Ek sê hierso, jy moet jou slegte eetgewoontes en jou slegte badkamergewoontes van ontslae raak, om aan te pas by jou vrou. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet jou drinkgewoontes aanpas by jou vrou. Nou hierdie is nou eenvoudige goeders wat ek kan noem, maar wat ons moet verander om uiteindelik ons vrouens te heilig. So jy moet ophou om jouself op te hou met dinge van 'n kind. Nou ek dink spesifiek hierso aan wat ek wil noem is, en ek weet nie wie van julle manne doen hierdie goeders nie, maar spesifiek game speel. Dis 'n kwaal van ons generasie. Groot manne wat 30, 35, 40, 50 jaar oud is, wat games speel. TV games. Een van die met ons live sessie hierso is daar, ek het amper gesê oomie, maar hy is so oud soos ek, wat vir iemand langs hom sê, ja, maar hy hou van daai game, dis sy gunsteling game. Ek het amper van my stoel afgeval om te dink, 52-jarige ou sit in die aand en game speel. Dis hierdie tipe van goeders wat die Bybel van praat, as jy's nou 'n man, jy's nou 'n groot mens, los die dinge van 'n kind. En is hierdie tipe van goeders wat ons uit ons lewens uit moet kry, om die heiligmakingsproses in ons gesin en in ons vrouens aan die gang te kry. Ek en jy moet die voorbeeld stel vir ons vrouens en vir ons kinders. En ek praat nou spesifiek, ons moet die geestelike voorbeeld stel. Ek en jy moet ons vrouens lei, sodat hulle geestelik vlekloos voor Christus kan wees. Want dit is wat Christus met die kerk doen. Christus reinig die kerk, Christus lei die kerk om hom vlekloos te kry. Jy is nie die hoof van jou huis met fisiese goed nie, jy is ook die geestelike hoof van jou huis. En hier verg dit geweldig baie dissipline. Ons moet baie dissipline toepas hier. Julle kan onthou, met ons vorige sessie 2 weke terug, het ons gepraat van ons manne wat nie lees nie, ons lees nie geestelike boeke nie, die vrouens is baie meer geestelik ingestel as ons, en ek wil jou nou 'n vraag vra, en jy moet dit nou in jou gedagtes antwoord, maar lees jy elke dag Bybel? Lees jy intensief elke dag Bybel? As jy as die hoof van jou huis nie elke dag intensief Bybel lees nie, dan is daar kraak in jou geestelike mondering, en is iets waaraan jy dadelik moet aandag aan gee. So al hierdie goeders wat ek nou genoem het, van wat ons ontslae moet raak, dinge wat ons moet aanneem as die geestelike hoof van ons huis, is vergifnis. Ons moet die voorbeeld stel van vergifnis in ons huwelike. Ons moet die voorbeeld stel met geduld. Ons moet die voorbeeld stel met al hierdie dinge waarmee mans en vrouens sukkel. Maar omdat ons die hoof is van die huis, moet ons die dissipline toepas om hierdie voorbeeld te stel in alles. Ek en jy moet die voortou neem met alles wat geestelik is in ons huise. Alles. Maak nie saak wat daar is nie, elke geestelike aspek van ons lewens, van ons huwelike, moet ek en jy die voortou neem. En hier's 2 vrae wat jy jouself moet vra. Lyk my vrou meer soos Christus deur my lyding? Of lyk sy minder as Christus as gevolg van my? En hierdie is 'n baie diep vraag, en hierdie is 'n baie belangrike vraag wat ons as manne onsself moet vra. Jy moet ook vir jou vrou lief wees soos wat jy lief is vir jouself. 'n Ware Christen man maak opofferings vir sy vrou. Altyd. Omdat jy nou een is, met ander woorde, as jy vir jou self 'n opoffering bereid is om te maak, dan moet jy outomaties bereid wees
om vir jou vrou opofferings te maak. En hier's 3 spesifieke opofferings wat ek hier wil noem. Liggaamlike opoffering, emosionele opoffering en dan 'n sosiale opoffering. Nou die eerste een is 'n liggaamlike opoffering. Jy moet jou vrou se liggaam lief hê soos wat jy vir jou eie liggaam lief is. Dis baie min mense wat nie omsien na hulle eie liggame nie. En net soos dat jy jou eie net die beste wil hê vir jou eie liggaam, so moet jy net die beste vir jou vrou wil hê. Met ander woorde, jy moet bereid wees om te suffer sodat jou vrou nie hoef te suffer nie, liggaamlik. Emosionele opoffering. Jy moet jou vrou se emosionele kant leer ken. Jy moet dit leer om te verstaan. En hierdie is geweldig moeilik, manne. Ek dink die van julle wat nou al lank genoeg getroud is, weet hierdie is nie so maklik nie. En wanneer jy dit begin verstaan, moet jy dit embrace. Jou vrou is emosioneel gemaak deur dieselfde God wat jou minder emosioneel gemaak het. En God het dit met 'n doel so gemaak en ons moet dit embrace. Jy kan 'n geestelike, volwasse man uitken aan hoe hy emosioneel met sy vrou omgaan. En as jy nie nou kan sê amen nie, dan moet jy maar sê eina. Maar hierdie is werklik so. En ek gaan dit herhaal. Jy kan 'n geestelike volwasse man uitken aan hoe hy emosioneel met sy vrou omgaan. En dan die laaste ene is 'n sosiale opoffering. Nou, by hierdie emosionele en sosiale opofferings, hierdie is die plekke waar huwelike swaar kry vandag. Want ons manne is te trots om in te gee hierso. Nou, met sosiale opoffering, jy kan nie elke naweek gaan golf speel of gaan visvang en nooit iets saam met jou vrou doen nie. Jy moet sosiaal opoffer om saam met jou vrou tyd te spandeer. Jy gaan saam met hom gaan shop en jy gaan dit moet geniet. En as jy klaar saam met jou vrou geshop het, dan gaan jy hom moet uitvat vir koffie. Jy moet sosiaal tyd spandeer met jou vrou. In die huis moet jy sosiaal tyd spandeer met jou vrou. Jy moet saam met haar sit as sy kos maak. So gaan jy ook jou kinders leer om sosiaal tyd te spandeer met jou vrou. En onthou nou, julle is een wese, julle is een vlees. So jy moet vir jou vrou lief wees soos wat jy vir jouself lief is. Jy moet meer tyd met jou vrou spandeer as wat jy in jou eie goeders spandeer. Wat jou sosiale aktiwiteite is, ook al is, jy moet dit verander sodat jy meer tyd met jou vrou spandeer. Nou al hierdie goeders wat ek vanaand genoem het sover, verg geweldige dissipline, want dit kom nie natuurlik vir ons nie. So ons moet werk maak daarvan. En ons dissipline begin by 'n commitment. Liefde is 'n besluit. Liefde is nie 'n emosionele ding soos wat ons op TV sien nie. Om lief te wees vir iemand is 'n besluit wat jy maak, dis 'n commitment. En jy moet die dissipline hê om hierdie commitment te behou. Kolossense 3 vers 14 sê, die liefde bind alles volmaak saam. So, ons as manne moet die commitment hê om ons vrouens lief te hê tot hulle nie meer daar is nie. Nou die direkte implikasie hier is, jy as 'n man sal nooit 'n besluit maak om jou vrou nie lief te hê nie. Solank as wat sy daar is jy lief vir haar. Dis die opdrag van God af. Manne, wees lief vir julle vrouens. Na commitment is dit getrouheid. Jy moet getrou wees aan jou vrou. As jy commit om jou vrou lief te hê, soos wat Christus die kerk lief het, sal jy altyd getrou wees aan jou vrou. Nou getrouheid verg geweldige dissipline. Julle kan onthou, met die vorige sessie het ons gepraat van Dawid se getrouheid, dit het met 'n proses gekom, voordat hy eventually geval het. En ek en jy moet die dissipline hê, om oor 'n lang tydperk getrou te wees, in alle aspekte. My en jou vrou moet elke aand kan gaan slaap met die wete, en die vertroue, dat sy jou kan vertrou. Dan, kommunikasie is nog 'n dissipline, wat ons aandag aan moet gee. Nou, elke studie, wat nog ooit oor die huwelik gedoen is, waar vrouens gevra is, wat sal hulle verander aan hulle mans?
het elke studie nog gesê, hulle manne moet leer luister. Ek en jy moet die dissipline hê om te luister na wat ons vrouens sê. En dan moet ons nog die vermoë aanleer om tussen die lyne ook te lees. En dis gewoonlik hier waar ons die bus mis. En dan moet ons leer om met haar te praat. Ons moet die dissipline hê om te kommunikeer. As jy lief is vir jou vrou, sal jy leer om jou hart met haar te deel. En jy sal leer om jou hart met jou vrou te vertrou. En dit verg dissipline om te kommunikeer, want dit vat tyd. En ek en jy moet tyd maak. Ons moet die dissipline hê om tyd te maak om met ons vrouens te spandeer. En dan moet jy jou vrou eer. Jy moet die dissipline hê om aan jou vrou eer te gee waar sy dit verdien. Komplimenteer jou vrou wanneer jy alleen is, maar ook wanneer jy tussen mense is. En ek praat nie van soetsappige goedjies nie, ek praat van hartsgoed. Die mense om jou moet weet, jy is trots op jou vrou. En hulle moet weet, jy is lief vir jou vrou. Hulle moet weet, jy waardeer jou vrou. En dan, romanse. Ons moet die dissipline hê om ons romanse in ons huwelike dieselfde te hê as wat dit was voordat ons getrou het. Ons moet ons vrouens pursue, net soos wat ons hulle pursue het voordat ons getrou het. En dit verg dissipline. Daar word 'n so tong in die kies storie vertel van 'n boer en sy vrou wat lê en slaap in hulle plaashuis en daar kom 'n orkaan verby en die orkaan waai die dak af en hy waai hulle in die bed uit. En die vrou begin geweldig lag en sy is so bly en haar man sê van my ou vrou, wat is fout met jou? Hoekom is jy bly? Sy sê, ai my man, dis die eerste keer in jare wat ek en jy saam uit is. En dis nou 'n tongetjie storie, maar ons moet ons vrouens romance, ons moet hulle pursue en ons moet dieselfde liefde aan hulle toon in romanties gewys as wat ons gedoen het voordat ons getrou het. Ek het nou gepraat van die studies wat in huwelike gedoen is. In al hierdie studies wat oor huwelike gedoen word, is daar een sentrale punt wat by almal uitstaan, by die gelukkigste huwelike. En dit is tyd. 'n Man en 'n vrou wat tyd saam spandeer. Nou ons lewe in 'n tydperk wat geweldig gejaag is. Man werk, vrou werk, kinders is op skool, dis chaos gewoonlik in die week. Maar ons as manne moet die dissipline hê om tyd te maak vir ons vrouens. Nou daar's baie dissiplines wat ons nog kan noem in hierdie 9 verse van die huwelik. Maar hierdie is die belangrikstes waarop ons nou wil fokus, want as jy hierdie dissiplines kan toepas, gaan jy 'n geweldige impak op jou huwelik hê. Ek wil vir ons 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14 lees, so ter afsluiting. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. God verwag van my en jou as Godvreesende mans om vir ons vrouens lief te wees. En net soos wat Christus vir die kerk homself gegee het, so verwag Christus van my en jou om onsself te gee vir ons vrouens in alle aspekte. En dis dit